Dis vandag Hemelvaart. Dis 'n baie kosbare dag vir ons as Christene, waar Jesus na sy opstanding 'n nuwe fase begin het. 'n Opwindende fase. Kom ons dink vandag daaroor. Here, dankie vir hierdie dag. En dankie dat ons as U kinders stil kan word in afwagting, na U kan luister met opgewondenheid. Wil U vandag met ons praat? Amen. Die fase rondom Jesus se kruisiging was traumaties vir die disippels. 'n Verskriklik uiteenlopende onsekerheid. Eers as Jesus Jerusalem ingaan, is die mense in ekstase en is Hosanna, Hosanna, en hulle gooi palmtakke en klere voor hom oop. En net die volgende sê dieselfde mense, kruisig hom. En Jesus word ook gekruisig en hy sterf. En hulle anker is weg. Hierdie arme mense is ontredderd. En dan kom daar berigte dat iemand Jesus gesien het. En hulle verstaan dit glad nie. En daar's al vrouens wat dit ook sê. En daar's 2 manne wat Emmaus toe op pad was, wat dit ook sê. En nou weet hulle glad nie meer nie. In die volgende oomblik is Jesus tussen hulle. Hy sê, vrede vir julle. En jy sou dink, hulle sê, hier is Jesus, dit is toe waar. Maar hulle is so ontnigter, dat hulle niks vertrou nie. En hulle sê, nee, dit kan nie wees nie, dit moet 'n gees wees. Jesus sien hulle vrees. En hy sê vir hulle, 'n gees het nie hande en voete nie, kyk hier, dis ek. En hulle kan selfs die merke aan sy hande sien. Hulle kry bietjie hoop, maar hulle is nog bang en onseker. En dan sien Jesus dat hulle besig is om vis te eet, en hy vat vir hom 'n stuk vis, en hy eet ook van dit. En jy sou dink, daar sê, nee goed, nou weet hulle, Jesus hier. En nog steeds is hulle onseker. En dan gebeur die ding wat alles swaai. En dit is Jesus sê vir hulle, kom ons lees die woord. Maak die Bybel oop en hulle lees in die Ou Testament. En hy wys vir hulle al die plekke in die Ou Testament waar gesê is van die Messias wat gaan kom, wat toe gesterf het, wat op die 3de dag opgestaan het. En skielik is hulle totaal rustig. Skielik gaan daar vir hulle wêreld oop. Al hulle vrees is weg. Hulle besef dis Jesus toe hy die woord met hulle deel. En dan lees ons hierdie stukkie nou. Dis die voorafgaande stuk van vers 36 af. Ons lees Lukas 24 van vers 45 af. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan. En in sy naam moet bekering en vergewing van sondes in al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge. En ek sal die gawe wat my Vader beloof het, vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. Daarna het hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. Hierdie disippels, toe Jesus die skrif vir hulle uitlê en vir hulle sê, en weet julle wat, al hierdie gebeure is deel van 'n groot plan wat God het om die wêreld te verander, om die wêreld die antwoord te gee wat almal na gesmag het. En dit is wat maak ons met ons sonde. Wel, julle kan dit bely, en ek het daarvoor gesterf, en ek het daarvoor opgestaan, en julle kan 'n nuwe lewe begin. En net hierdie woorde verander hulle hele perspektief. Waar hulle mense was wat bang was, vreesagtig, onseker, het hulle skielik selfvertroue en 'n doel. En dieselfde mense toe Jesus hemel toe is, gaan terug Jerusalem toe waar hy vandaan net gevlug het. En hulle is opgewonde. Hulle gaan tempel toe, juist die mense wie hulle bang was, geen vrees meer nie. Gaan tempel toe, want dis waar al plek waar hulle God altyd kon ontmoet. Hulle gaan maar daar wag, want hulle moet wag vir iets wat gaan kom. En interessant, by die tempel het hulle God geprys, wat beteken hulle het heeltyd gesing. Dis wat hulle gedoen het terwyl hulle gewag het. Want sien, hulle lewe het skielik 'n doel gehad. God het skielik vir hulle gesê, ek wil julle gebruik.
In plaas van vrees en weghardloop, word hulle iemand wat vorentoe gaan en iets gaan doen. En dit is wat die hemelvaart vir ons kom doen. Hiermee sê die Here vir my, ek het 'n plan ook vir jou. Wag rustig, ek gaan my gees gee, hy gaan deur jou werk. Terwyl jy wag, fokus op my. En daarom is ons in hierdie hemelvaarttyd nie maar net toeskouers wat sien wat gebeur het nie. Ons is deelnemers. Ons word deel van God se plan. En daarom in die volgende van maandag af gaan ons vir 4 dae ook oordenkingkie oor die internet hê, waarin ons gaan voorberei vir die uitstorting van die Gees. Wat het die Here vir hierdie mense gesê, wat hulle toegerus het om met selfvertroue uit te gaan en 'n verskil te maak. As daar werk is, wil ons baie keer sê, weet jy wat, ek staan terug, dit is te moeilik vir my, ek is 'n gewone mens. Nee, moenie dit doen nie. Wees opgewonde om deel van God se plan te wees. Sy plan is altyd groter, altyd mooier, altyd beter as wat ons ooit kon dink. Dankie Here vir hemelvaart. Dankie dat U 'n nuwe era begin het, waar die disippels gedink het, dis die einde, U het opgestaan, dis genoeg. Het U gesê, nee, dis die begin. Ek vat nou dit wat ek verdien het na die wêreld toe. En julle is my getuies, julle gaan dit vertel. En Here, ons wil die opgewondenheid hê wat hulle gehad het. Seën ons in hierdie tyd. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.